Nou soos wat jy seker op die weer en elders gesien het die Kaapse dokter hier in die Kaap kom kuier en ek wil vir jou sê, hy het nou omtrent verwoesting na baie kante toe gesaai. Onder andere stoei ek nou met so goeie gawe verkoue wat hier onder my lede lê en ek wil vir jou sê dis nie lekker nie. Nou jy sal opmerk dat vandag se dagstukkie dag 1 is. Verlede week het ons klaar gemaak met dag 365. Aanvanklik toe ons begin het met die dagstukkies, het ons nie die audio bygesit nie. Dit wil sê jy het net die geskrewe stukkie ontvang. Maar hier van die middel van die jaar af het ons die audio's bygesit. So tot en met hierso die eerste kwart na die middel van die jaar toe gaan ons hulle net weer heropneem met die audio opname by. So hier en daar gaan daar dalk 'n klokkie lui, maar ek wil jou verseker, meeste van die tyd gaan jy dit nie eers kan herken nie. En die goeie nuus is, wanneer ons dan opgevang het, gaan ons al hierdie dagstukkies vir jou in boekvorm plaas of in elektroniese formaat sodat jy dit kan aflaai en aankoop en dan geniet soos wat jy dit wil elke dag. So kom ons trek weg met dag 1. Spreuke 3 vers 5 tot 6. Vertrou volkome op die Here en moenie op jou eie insig te staat maak nie. Ken hom in alles wat jy doen en hy sal jou die regte pad laat loop. Om saam met God te leef is om elke dag verras te word deur genade. Waarheen is jy op pad? Ek was nog nie in die omgewing, net verhuis en in my nuwe tuiste ingetrek. Saam met die verhuis het die groot trek gebeur, maar voor die groot trek het die groot weggooi gebeur. Ek het 'n sleepwa gehaak met die ou yskas op die sleepwa en toe koers gekry na die trotse nuwe eienaar van my yskas. Ek het die adres ingetik op die GPS en toe die pad gevat. Die son was reeds onder en hoe verder ek gery het, hoe meer het ek die gevoelendheid gekry dat ek besig was om in groot moeilikheid in te ry. Toe ek weer sien, was ek in die hartjie van een van die berugste swart woonbuurtes aan die rand. Man alleen, met 'n lang sleepwa wat nie maklik gedraai kan word nie. Lang storie kort. Uiteindelik, na baie benoude oomblikke, het ek weer op die snelweg gekom. Die volgende dag het 'n persoon vir wie ek die storie vertel het vir my gesê dat daar 2 strate met dieselfde naam is. Meer nog, my GPS was gestel op die kortste roete in plaas van die vinnigste roete. Elke oggend, as ek en jy wakker word, dan word ons wakker met die gesig in die rigting van die varkhok. Dis ons geprogrammeerde default. Bekering beteken om elke dag die gesig en kop weg te draai van die varkhok en om weer onder leiding van die Gees pad te vat na ons Vaderhuis toe. So elke dag is die vraag, watter pad gaan ek volg? Gaan ons elke dag maar weer net die ou bekende pad ry, soos wat ons dit in die verlede gery het? Of gaan ons begin om God se pad vir ons lewens te volg? Die eerste en belangrikste vraag wat ek myself moet afvra is, hoekom is ek hier op aarde? Die antwoord op hierdie vraag gaan bepaal wat my prioriteite gaan wees. As dit maar net nog 'n dag, nog 'n jaar is, en ek nie eintlik weet waarheen ek op pad is nie, gaan niks nuuts gebeur nie. Al wat gaan gebeur, is dat ek aan die einde van die jaar net nog 'n jaar ouer gaan wees. Die oomblik as ek begin verstaan dat ek nie net vir 'n klein rukkie hier rond gaan wees nie, en dat hierdie lewe eintlik net die voorbereidingsfase wat die ewige lewe is, begin my prioriteite skuif. Dan begin ek besef dat alles wat gister met my gebeur het en alles wat môre met my gaan gebeur, deel is van God se voorbereidingsplan vir my, vir die ewige lewe. Dan tik ek die hemelse koördinate in en begin ek om onder leiding van die Heilige Gees doelgerig te leef op pad na my hemelse Vaderhuis. Baie keer word die eerste klein treetjie in die regte rigting die grootste tree van jou lewe. Iets om oor na te dink. Hoekom dink jy, is jy hier op aarde?
Hoe word dit weerspieël in jou dagboek en jou prioriteite? Watter koersaanpassings moet jy maak sodat jy aan die regte dinge genoeg tyd kan spandeer? Here, ek wil vandag nie verdwaal en op plekke land waar ek nie moet wees nie. Heilige Gees, leer my om na U stem te luister en gee my die selfdissipline om tyd te maak vir die dinge wat vir U saak maak. Ek wil van vandag 'n wendag vir U maak. Amen. Vertrou vandag die Heilige Gees om al God se Vaderhuis se koördinate vir jou en my in te tik. En kom ons leef dan doelgerig op pad na die heerlikste bestemming wat daar is, ons hemelse Vaderhuis. Mag die Here jou ryklik seën, groete en liefde, Charles Botha.